Vanmôre wil ek praat oor Gideon se swaard. Ons weet dat God eers gelei het deur Moses sy volk en toe deur Josua. En in die beloofde land, nadat hulle al die oorwinninge gehad het deur Josua wat in leiding was, het hulle 40 jaar lank nie nodig gehad om oorlog te voer nie. Maar omdat die volk weer eens ongehoorsaam was en weer verval het in afgodediens, het die Midianiete baie amok begin maak by die Israeliete. En so het God vir Gideon geroep om die Israeliete te red uit die mag van die Midianiete. En ons ken die verhaal hoe Gideon eers gesê het, maar hy is die minste, en hoe God het vir hom bevestig het deur die skaapvelletjie wat eers nat was en die grond droog, en toe die velletjie droog en die grond nat. En Gideon toe geweet het, maar dit is hy wat die volk moet verlos van die Midianiete. En so weet ons ook verder, dat God eers gesê het, nee, dis te veel manne. En hy het gesê, sê aan die wat bang is, hulle kan huis toe gaan. En baie het omgedraai en huis toe gegaan. En toe weer eens sê God, nee, dis nog steeds te veel, want God wou sy volk wys dat hy die een is wat hulle redder is, dat hy die een is wat hulle toevlug is. En toe het hy hulle laat water drink, en diegene wat die water opgelek het, is diegene wat toe gegaan het saam met Gideon. Dit was 300 man. En Gideon het nog steeds gesê, Here, wys my wat gaan gebeur. En God sê, Gideon, vat een man saam, dan loop jy tot by die kamp. En Gideon het so gemaak, het 'n man saamgevat, en hulle het gekom tot teen aan die kamp, en hy kon hoor wat hulle praat in 'n tent. En hy luister hoe die een man vir die ander vertel van 'n droom, wat hy gehad het, van hoe 'n broodjie afrol teen 'n heuwel, en teen sy tent kom, en dat die tent omslaan. En hy verklaar dit toe self, en hy sê, hy dink dis Gideon se bende, Gideon se swaard, en dat Gideon se swaard hulle gaan verslaan. En met baie moed en die woord in sy hart het Gideon terug na sy bende. En God wys vir Gideon en sê vir Gideon presies hoe moet hy maak in hierdie moeilike omstandighede. 'n Volk wat baie meer is as wat hulle 300 man is. Hy sê vir Gideon, jou swaard gaan nie 'n fisiese swaard wees nie. 'n Fakkel wat vuur brandend is, met 'n kruik wat boor is. En in die ander hand, 'n ramshoring. En in die menslike oog, 'n baie dwaase manier, om duisende te gaan aanvat, terwyl jy 300 man is. Maar Gideon sê vir hulle, doen presies wat ek doen. En so het Gideon die nag, terwyl dit donker was, het hulle afgegaan na die tentwoning toe. Daar was wagte wat gestaan het. Maar toe Gideon naby die tent kom, toe breek hulle almal hulle kruike, sodat die fakkel sigbaar was. En hy blaas op die ramshoring, en hulle skree, dat God hulle oorwinnaar is, en God oorwinning vir hulle bring, oor die Midianiete. En daar was groot verwarring en vrees in die kamp van die Midianiete, sodat hulle mekaar begin steek het met hulle eie swaarde. En hulle vlug. En so gee God vir Gideon oorwinning oor die Midianiete, sonder dat hy 'n swaard het wat die vyand het. Gideon se swaard was baie kragtiger en magtiger, want dit was in die hand van God. Nou baie keer wanneer ons in probleemsituasies is, wanneer jy vandag voel dat jy teen 'n muur is, vandag voel dat jou besigheid aangeval word, dat jou verhoudinge aangevat word in jou huwelik tussen jou en jou kinders, of watter veld ook al waar jy voel dat daar
siekte, maak nie saak wat dit is, wat vir jou voel dat jy moet oorlog voer nie. Dan sê God, sy swaard is die swaard van Gideon. Nie soos wat die mens veg nie, maar soos Gideon. En wat ek leer by Gideon is, dat Gideon gesê het, hy sê, doen presies wat ek doen. Dat God ons roep om 'n voorbeeld te wees vir ander, dat ons nie ook 'n fisiese swaard gryp nie, en aanval nie, maar dat ons in krag staan, met die vuur in ons harte, in die lig van Christus, in situasies, met 'n ramshoring, om te verklaar en uit te basyn, dat God ons hoop is, en God ons redder is. Selfs in moeilike omstandighede. En dan kom God in 'n wonderwerk gebeur, en God kom bring die oorwinning, wat verwarring bring by die vyand. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is nie die mense wat jou sleg sê nie. Jou stryd is nie finansiëel en hoe swak dit gaan met ons land nie. Jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is teen die owerste in die lig. En al manier hoe ons kan staan teen die owerste in die lig, is nie om 'n swaard, 'n fisiese swaard te neem, nie om self te beklei nie, maar om oor te gee aan God wat klaar die oorwinning behaal het. In die naam van Jesus Christus het ons 'n kragtige wapen. Laat jou lig skyn. Verklaar dat God jou redder is en jou help in omstandighede. En tree op in gehoorsaamheid, nie soos wat jy dink die oplossing is nie, maar tree in gehoorsaamheid soos wat God sê jy in elke situasie moet optree. Want geen oorlog in die tyd van Josua en in Rigters was dieselfde manier hoe God hulle oorwinning gebring het nie. Daarom is dit belangrik dat ons moet hoor voordat ons tree. God, hoe wil jy hê, moet ek hierdie situasie hanteer? Nie die swaard soos die vyand nie, maar Gideon se swaard wat oorwinning bring in alle omstandighede. Kom ons dank die Here saam. Dankie Jesus Christus vir u swaard en dat u reeds die oorwinning behaal het. Kom maak ons gehoorsaam en laat ons tree in Gideon se swaard, nie in ons eie swaard nie. Laat ons monde nie swaarde wees om teen u wil en u plan te werk nie, maar laat ons die ramshorings blaas en God se heerlikheid oorlog vir ons kan voer. En laat ons lig skyn in Jesus se naam. Amen.